Ek is pastoor Johan Klopper van Christensentrum AGS Park en ek groet jou in die naam van die Heerser oor alle magte, Jesus ons koning. Ek praat met jou oor 'n begrip wat ons in Efesiërs kry. Ek weet nie of jy al ooit van dit gehoor het nie. Paulus wat sê dat ons in Jesus verseël is met die Heilige Gees wat beloof is. Het jy al ooit hierdie term gehoor? Kom ek lees dit vir jou in Efesiërs hoofstuk 1 vers 13 en ek haal dit vir jou aan in die 2020 vertaling. Paulus skryf, hy sê, in hom, met ander woorde in Jesus, is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Daar het jy die term, met die Heilige Gees wat beloof is. Nou, in hierdie eerste hoofstuk van Paulus se brief aan die gemeente in Efese, gebruik hy by herhaling die begrip in hom, in Jesus, in Christus. En ek gee vir jou net 'n paar voorbeelde. Hy begin sy brief so in Efesiërs 1 vers 1. Hy sê, ek skryf aan julle, die gelowiges, wat in Christus Jesus is. 1 vers 3. Hy skryf aan ons, wat in hom, dit is in Jesus, uitgekies is. 1 vers 6. Hy skryf aan ons, wat in die geliefde is met 'n hoofletter geskryf, met ander woorde, in Jesus, ons wat in die geliefde, in Jesus, begenadig is. 1 vers 7, ons wat in Jesus die bevryding het deur sy bloed. 1 vers 11, ons wat in hom, in Christus, uitgekies is om erfgename te wees. En dan in ons skrifgedeelte, dan kom ons by ons skrifgedeelte, vers 13, ons wat in hom, in Jesus, verseël is met die Heilige Gees wat beloof is. Nou wil ek hê, kom ons kyk net na vers 13. Ek gaan weer vir jou die hele vers 13 lees en dan ontleed ons vers 13. Paulus sê, in hom, in Jesus is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor het, dis nommer 1, en tot geloof gekom het, dis nommer 2, is julle verseël met die Heilige Gees wat beloof is, nommer 3. As ek dit vir jou eenvoudig kan opsom, Paulus sê hier, eerstens, ons het die evangelie gehoor. Ek dink as bitter min mense in Suid-Afrika wat nie op een of ander stadium of op een of ander manier nie die evangelie van Jesus Christus, die woord van die waarheid, die evangelie van ons bevryding, die evangelie, die goeie nuus aangaande Jesus Christus gehoor het nie. Tweedens, ons het nie die evangelie verwerp nie. Althans, ek hoop nie so nie. Nee, ons het tot geloof gekom. Met ander woorde, ons het nie net die evangelie gehoor nie, ons glo dit. Ons het tot geloof gekom. Ons is gelowiges. Ons glo in Jesus Christus. En dan derdens, nadat ons tot geloof gekom het, word ons in Jesus verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Nou,
Wat beteken hierdie, die Heilige Gees wat beloof is? Dis baie, baie eenvoudig. Dit beteken, die Heilige Gees is beloof. Wie het die Heilige Gees beloof? God die Vader. Johan, hoe weet jy dat God die Vader die Heilige Gees beloof het? Jesus sê dit vir ons. Hy praat met sy disippels kort voor sy hemelvaart. En ons lees in Lukas hoofstuk 24 vers 49 sê Jesus vir sy disippels. Hy sê, en kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur. En dan weer in Handelinge hoofstuk 1 vers 4 en 5 praat Jesus weer met sy disippels, dis kort voor sy hemelvaart, enkele dae voor sy hemelvaart, en Jesus sê vir hulle, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte. Nou gaan hy aan en hy sê, want Johannes het julle wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Met ander woorde, Jesus sê vir sy disippels, ek gaan na die Vader toe, maar julle bly in Jerusalem wag op die belofte van my Vader. Oor nie baie dae nie, sê Jesus, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. En dit was ook nie baie dae nie. Om presies te wees, 10 dae na Jesus se hemelvaart, tydens die fees of tydens die Pinksterfees, op die dag van die Pinksterfees, ook bekend as die fees van die oes, op daardie dag, 10 dae na Jesus se hemelvaart, het God die Vader die Heilige Gees uitgestort. En ons lees in Handelinge hoofstuk 2 vers 1 tot 4. Die Heilige Gees kom soos 'n kragtige stormwind. Hulle sien 4 tonge wat verdeel en op elkeen van Jesus se disippels neerdaal. En dan lees ons dat hulle almal, al Jesus se disippels, vervul is met die Heilige Gees en dat hulle hardop, dat hulle in tale, in ander tale begin praat het, soos wat die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Nou dit alles gebeur tydens die fees van die oes. So daar's letterlik Jode van reg oor die wêreld in Jerusalem om die Pinksterfees te vier. En blykbaar het baie van hulle ook hierdie geluid gehoor soos van 'n kragtige stormwind en hulle hardloop om te kom kyk wat gebeur het en dan hoor hulle hoe dat Jesus se disippels in ander tale praat. Hierdie eenvoudige Galileese vissermanne van hulle praat in ander tale, die tale van die wêreld. En dan begin van die Jode wat dit hoor en dit sien met Jesus se disippels die spot dryf en sê, maar hulle is vol soet wyn, hulle is dronk. En is dan wanneer Petrus opstaan en hy spreek die Jode toe en hy sê vir hulle, nee, hierdie mense is nie dronk soos wat julle dink nie, dis nou maar net 9 uur in die môre. Wie is dronk 9 uur in die oggend? Hulle is nie dronk soos wat julle dink nie. Dit wat julle hier sien en hoor gebeur, dit is wat die profeet Joël geprofeteer het. Nou luister mooi, ons weet nie presies wanneer Joël geleef en geprofeteer het nie. Sommige mense sê so 800 plus minus 800 voor Christus, anders sê nee, is 'n bietjie later gewees, iewers tussen 500 en 300 jaar voor Christus het Joël geleef en geprofeteer. Hoe dit ook al sê, Joël was 'n profeet
wat in die Ou Testament etlike honderde jare voor Jesus geleef en geprofeteer het. En God gebruik sy profeet Joël om 'n belofte te maak. Deur sy profeet Joël kom hierdie profesie. God beloof, en jy kan dit gaan lees in Joël hoofstuk 2, ek dink hier van vers 28 af, waar God sê, in die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. En mense, hier het ons te doen met die belofte van die Vader. God beloof, hy sê, ek sal. In die laaste dae, spreek God, in die laaste dae sal ek, dis 'n belofte, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Nou weet ons wat Paulus bedoel, wanneer hy praat van die Heilige Gees wat beloof is. So eerstens, ons het die evangelie gehoor. Tweedens, ons het tot geloof gekom. Ons is gelowiges. Ons glo in Jesus Christus. En dan word ons verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Met ander woorde, ons word verseël deurdat God sy Gees oor ons uitstort. Wat beteken dit om verseël te word? Hierdie begrip om verseël te word. 'n Koning het 'n ring gehad, 'n seelring. En wanneer die koning 'n amptelike brief geskryf het, is daardie brief opgerol en met 'n tou vasgebind, en dan is daar warm was op die tou gedrup om daai brief te verseël. Daar's warm was op die tou, waar die tou geknoop word, op die tou gedrup, en dan het die koning sy ring in hierdie gesmelte was afgedruk. En so het die koning die brief verseël. So enige persoon wat hierdie brief ontvang, weet dat die brief van die koning afkom. Hoe weet hy? Want die bewys is daar. Die brief is verseël met die koning se eie ring. Sy eie ring is afgestempel in die warm gesmelte was. Is dit afgedruk. So die bewys dat dit van die koning afkom is daar. Daar's geen twyfel. Ek weet hierdie brief kom van die koning af, want ek sien die seël van die koning op hierdie brief. In Joël se tyd het 2 groot natuurrampe Israel getref. Eerstens, daar was 'n knellende droogte gewees. Tweedens, daar kom 'n verskriklike sprinkaanplaag wat al hulle oeste verwoes. En dan profeteer Joël en hy sê, dit is God wat hierdie plaag oor julle bring, Israel, omdat julle, sy volk, van hom af weggedraai het. En dan roep Joël die hele volk, die hele Israel, oud en jong, man en vrou, getroud en ongetroud,
van die hoogste tot by die slawe in die volk. Hy roep hulle almal op om hulle harte te skeur voor God. Met ander woorde, om tot bekering te kom en om terug te draai na die Here toe. En as hulle terugdraai na die Here toe, sal die Here hulle sonde vergewe. En dan, as bewys dat hulle sonde inderdaad vergewe is, sal God weer reën oor hulle hele land stuur. Reën, die vroeë en die laatreën, sal weer oor die hele land uitsak en die hele land sal weer tot lewe kom. En dan profeteer Joël, maar hy kyk ver in die toekoms in en hy sê net so sal God in die toekoms sy gees soos reën uitgiet op alle mense. Op alle mense. So wat het ons hier? Die reën kom as die bewys, as die seël dat Israel regtig vergewe is. Die feit dat hulle werklik vergewe is, word verseël, word bewys, deurdat God weer reën stuur, wat oor die hele land uitgegiet word, en wat die hele land tot lewe bring. Nou verstaan ons, wat dit beteken om verseël te word, met die Gees wat beloof is, wat die Vader beloof het. Eerstens, ons het die evangelie van Jesus Christus gehoor. Tweedens, ons het tot geloof gekom. Ons het tot geloof gekom in Jesus Christus wat aan 'n kruis vir ons sondes gesterf het, tot vergifnis van ons sondes, tot bevryding van ons sondeskuld. En dan derdens, die seël op dit alles, die bewys dat ek en jy inderdaad vergewe is, dat ons verhouding met God herstel is dat God van sy Gees oor ons lewens uitstort en sy heerlike Heilige Gees kom oor ons met krag en bring lewe en krag en dinamika in ons lewens in. Hoe weet ek dit? Liewe vriende, as ons nie vergewe was in Jesus Christus nie, sou ons nooit die Heilige Gees kon ontvang nie. Nooit. Daar's nie 'n manier dat God sy Gees, die Heilige Gees, soos reën wat die lewendmakende Gees, oor ons lewens sal uitstort, as daar nog sonde in ons lewens is, wat nie vergewe is. Die volmaakte werk van Jesus aan die kruis, waar hy al ons sonde, al ons oortredinge op hom geneem het, en deur ons geloof in dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, het ons vergifnis ontvang en is ons verhouding met God so herstel, dat God nou sy Gees oor ons lewens kan uitstort en sodoende bewys lewer dat ons inderdaad vergewe is en dat ons verhouding met hom inderdaad herstel is. Sy Gees
kom, die Gees wat die Vader beloof het, word oor ons uitgestort en sodoende word ons verseël met die Gees wat beloof is. Die stempel van God se vergifnis kom deur sy Gees op ons lewens. En dit was so belangrik vir Paulus gewees, dat toe hy 'n groep gelowiges, 'n groepie gelowiges, Handelinge 19 praat van ongeveer 12 mans, wat van Efese afkom, dat toe Paulus hulle raakloop, die eerste vraag wat hy vir hulle vra is, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord was, maar ons het nog nooit eers van die Heilige Gees gehoor nie. En dan verduidelik Paulus vir hulle die evangelie behoorlik. Hulle word gedoop in water. En wat doen Paulus? Ons lees dit in Handelinge 19 vers 6. En Paulus, nadat hulle gedoop is, met ander woorde, hierdie mense is gedoopte gelowiges. Nou doen Paulus die volgende, Handelinge 19 vers 6. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het oor hulle gekom en hulle het in tale gespreek en geprofeteer. En so word hulle verseël met die Heilige Gees wat die Vader beloof het. Het jy al die Heilige Gees ontvang? Die feit dat jy glo in Jesus Christus beteken dat jy gered is. Maar my vriend, om die Heilige Gees te ontvang is die bevestiging. Hierdie wonderlike innerlike sekerheid. Ek weet, ek het geen twyfel nie. Ek het die bewys dat my sondes inderdaad vergewe is en dat my verhouding met God werklik herstel is, want God het sy Gees oor my uitgestort. Mag dit jou getuienis wees. Moet nooit ooit met enigiets minder as dit tevrede wees nie. Amen.